Goeiemôre broer, suster, geliefdes. Dis weer om ons Barnard hierso van Komati Poort. Groet u in die naam van Jesus. En ek wil vanmôre weer eens 'n goue koringkorrel by u saai. Woord wat die Here op my hart gelê het. Wel daar uit Lukas 21, daarvan na vers 5. Hy sê, en toe sommige oor die tempel praat dat dit met hulle mooi klippe en gewyde geskenke versier was, sê hy vir hulle, hierdie dinge wat julle sien, daar sal daar kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word, wat nie afgebreek sal word nie. En hulle vra hom en sê, meester, wanneer sal dit dan wees en wat dit teken wanneer dit gaan gebeur? En die antwoord, pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. En die tyd is naby, gaan dan nie agter hulle aan nie. Wanneer julle hoor van oorlog en opstande, moenie skrik nie, want die dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie. Toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander opstaan en een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pestsiekte. En daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my naam. En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Neem julle dan in julle harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie, want ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat aan julle teenstanders nie sal kan teenspreek of weerstaan nie. Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam, en geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle lewe in besit kry. Broer, suster, vriend, as ek vanmôre kyk na hoe dit in die wêreld gaan, dan kan ons sien dat ons is in hierdie tyd wat ons lewe is in die eindtyd. Mense rondom jou, as jy met hulle praat, dan kom ek agter dat mense is bevrees. Mense raak elke dag hoe meer bevrees oor wat gaan ons doen, wat gaan gebeur, ons gaan nie kan kos kry nie, ons gaan nie kan werk nie, ons gaan niks doen nie, ons gaan vervolg word, ons gaan doodgemaak word, en party het al klaar gesê, ek maak nie saak nie, ek maak my reg op die dood, en ek aanvaar dit so, dat ek doodgemaak kan word, en in hulle binneste is daar 'n vrees, en 'n bewering oor wat op hierdie aarde sal gebeur. Jesus het dit gesê, hy het gesê dit sal gebeur, maar dit sal nog nie die einde wees. Dit wat ons nou sien nie, is nog nie die einde nie, my broer. Daar kom nog 'n groter verdrukking, wat daar nog ooit op hierdie aarde sal wees. Hy sê ons sal oorgelewer word en ons sal gedood word. Ja, dit is reg. Maar dan sê hy so hier op hierdie laaste versie, sê hy vir ons, julle sal gehaat wees deur alle nasies en julle sal gedood word. Hy sê, maar daar sal geen een haar van julle verlore gaan nie. Broer, suster, vriend, die Here het nie maar net ons hier ingesit en gesê, nou moet julle maar daar deurgaan en nou moet julle dit maar lei nie. Hy het gesê, ek sal met ons wees, hy sal ons beskerm. So dit maak nie saak vanmôre vir my wat ook al gaan gebeur nie. Gaan ek in hegtenis geneem word, gaan ek gedood word, wat gaan ook al met my gebeur. Ek weet dat God sal met my wees en hy sal my die woorde gee wat die mense sal weer lê en weer staan, wanneer as ek dan gevangene gaan word, as hy my nie voor die tyd kom haal nie. Broer, suster, vriend, ons moet vanmôre ons geloof in Jesus sit. Ons moet ons geloof in sit in dit wat hy vanmôre vir ons hier sê. Hy het vir ons uitdruklik hier gesê dat dit sal gebeur. Daar sal pestsiektes weer, daar sal aardbewing wees. Broer, suster, daar kom nog groter dinge. Hy sê daar sal nog groot tekens aan die hemel wees, tekens wat sterre sal val en al daardie dinge sal gebeur. Maar hy sê moenie julle kwel nie, want ek is met julle tot aan die einde van die wêreld is ek met julle. Hy sê en deur julle volharding daaroor, my broer, suster, vriend, ek en u moet in ons hart moet ons nou daardie sekerheid kry en moet ons nou daardie voorneme wees dat ek sal volhard tot die einde toe. Daar gaan so baie wees wat nou vir jou sê ek sal volhard en ek sal by die Here bly
Maar as dit kom dat hulle gedreig word en dat hulle vervang word en dat hulle gaan vermoor word, dan draai hulle om en dan is daar die vrees te groot en dan draai hulle om en dan draai hulle soos teen die Here en dan sal hulle teen die Here spreek om in die lewe te bly. Broer, suster, vriend, hy sê ons hier, sê hy vir ons, dat ons moet aanhou tot aan die einde toe. Ons moet nie opgee nie, ons moet die woord van God verkondig tot op die laaste toe. Tot hulle my wegsleep of totdat ek gesterwe het, sal ek die woord van God verkondig. Maak nie saak wie my ook al aanval nie, maak nie saak wie my, want ek weet nie een van my hare sal verlore gaan nie. Die Here is met my, halleluja. Ek loof hom, ek prys sy naam, omdat ek weet ek verkondig sy woord uit die woord uit, verkondig dit aan ander, dat hulle moet bekeer en dat hulle moet terugkom na die Here toe. Daaroor sal ek aanhou daarmee, sal ek daarmee aanhou tot aan die einde toe, en as ek aan die einde toe, dan sal ek my lewe in besitting kry, dan sal ek daar die loon kry wat ek voor werk nou, sal ek daai tyd kry. Prys die naam van die Here. Kom ons bid saam vanmôre en ons vra die Here om ons te help om te volhard na die einde toe. Prys sy heilige naam. Here, dankie vanmôre dat ons kan weet ons is met U. U is met ons, Here, U is met ons deur hierdie dinge wat gebeur. Ons hoor al die dinge wat gebeur, Here, maar ons kyk op, Here, want ons weet, want daardie tyd het U gesê ons moet opkyk, want ons verlossing is naby. Here, U sal vir ons help. U gaan by ons staan, het U gesê in U woord, en die woord is waar, en die woord is waaragtig, en U is 'n waarmaker van die woord. Ons eer U daarvoor, Here, help ons, dat ons vas sal staan in volharding, en so ons lewe in daardie tyd in besit sal kry. Ons prys U naam daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen.